31 Desember 2025. Kan julle dit nou glo? Die jaar het uitgeloop. Mag ek jou vra, hoe was jou 2025? As jy nou moet terugdink, so vinnig, Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Desember. Hoe was jou 2025? Wat spring weer in jou gedagtes op, waaraan dink jy? Môre 1 Januarie 2026. Wat verwag jy in 2026? Dink jy dit gaan beter wees as 2025? Dink jy dit gaan baie beter wees? Sien jy met opwinding uit na die nuwe jaar? Of laat goeders van 2025 jou bietjie huiwerig wees om te sê hoe jy voel en hoe jy dink oor 2026? Ek wil graag vanmôre 'n bietjie probeer vasvra. Kyk of jy wakker is hier so op die ou jaarsdag. Kyk 'n bietjie na hierdie bladsy en sê vir my, wat sien jy? Was dit 'n bietjie vinnig, ek gaan dit weer wys. Sê vir my, wat sien jy? Is jy seker? Sien jy 'n swart kol? Sien jy 'n swart kol? Dis heeltemal reg. Hier's 'n swart kol. Maar hierdie swart kol is net so omtrent 10% van die hele bladsy. Dis 'n gewone A4. 90% van hierdie bladsy is wit. 90% van die bladsy is wit. Maar is dit nie maar hoe ons as mense se koppe werk nie? Ons kyk nogal vas in die swart kolletjie. 10% van die bladsy. Oorheers ons denke. Oorheers ons gevoelens. En wat ons verwagting is van môre en oormôre. Ek weet dat ek en jy in 2025 natuurlik suksesse gehad het en oorwinnings gehaal het en prestasies kon afmerk. Maar ek glo nie julle daaraan gedink toe ek gevra het, hoe was jou 2025 nie? Ek dink meeste van ons het gedink aan daar waar dit nie goed gegaan het, daar waar ek seer gekry het of teleurgesteld is, of daar waar mense my te nagekom het, of waar ek oor die hoof gesien is, of nie gekry het wat ek verwag het nie. Dalk het jy ook gedink aan waar jy 'n teleurstelling vir jouself was, waar jy eintlik 'n swart kol op jou karakter raak gesien het, dat jy iemand was wat seer gemaak het. Of dat jy die een was, of ek die een was, wat iemand te nagekom het, of iemand oor die hoof gesien het, of nie gegee het, of gedoen het, wat iemand verwag het nie, of dalk gedink het hulle toekom nie. Weet ook, baie keer speel hierdie swart kol ding in ons kop en in ons lewe af. Dis waaroor ons dink. En dit is waaroor ons in ons gedagtes besig is. Natuurlik is daar baie seer en baie stikken in die wêreld. En dit gebeur so gereeld. Wat moet ons as kinders van die Here dan doen? Ek dink wat ons as kinders van die Here moet besef en moet weet is dat ons kan dit nie beheer nie. Ons kan nie beheer wat met ons gebeur nie. Wat ander mense met ons laat gebeur nie. Maar wat ons wel kan doen is om seker te maak waarop ons fokus plaas. Plaas ons fokus dan op daardie swart kol, of plaas ons fokus op die 90% buitekant die swart kol? Wat ons wel kan doen is, wat maak ons met daardie swart kol in ons lewe? Word dit die fokus van ons lewe, waarom alles draai? Ek weet nie hoekom nie, maar dit is wat ons gewoonlik doen. Dis gewoonlik wat gebeur, is dat ons fokus gaan na dit wat verkeerd gegaan het, of dit wat nie reg geloop het nie, daardie gebeurtenis, daardie geleentheid, daardie woord, daardie kyk. Dink ons oor, en dit speel weer in ons koppe af. Ek weet julle ken vir Paulus. En dalk is dit nie so 'n nuwe gedeelte nie, ons het so 4 weke terug of so, na hierdie selfde gedeelte gekyk. Maar ons ken vir Paulus. Paulus was 'n teleurstelling, in die eerste plek vir homself. Jy weet, hy het gedink, hy doen nie die regte ding, om hierdie Christene te vervolg en dood te maak, want hulle raak nonsens kwyt en hulle bedreig die tradisies en die gewoontes van die volk. En dan te ontdek, maar dit was verkeerde ding. Om dan te beleef die mense vir wie hy vervolg het, wat nou vir hom bang is,
En die wat hy eintlik ondersteun het, vir wie hy eintlik gewerk het, word eintlik nou sy teestanders. Hy moes vir homself 'n teleurstelling gewees het. Weet, hy is in die tronk gegooi, onskuldig. Hy was byna 'n skipbreker en hy het byna verdrink. Hy is uit die dorp uitgejaag, dalk met klippe gegooi. Hy is bevraagteken, sy lewe was in gevaar. So hy weet wat is verdrukking. Hy weet wat is teleurstelling. Hy weet wat is dit om 'n fout te maak en 'n mense teleur te stel. Maar hoor wat skrywe hy vir my en jou hier in die ou jaar 2025. Efesiërs 1 vers 15 tot 21. Daarom van dat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek aan my gebede aan julle dink, dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag en elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net van hierdie bedeling nie, maar ook van die bedeling wat kom. Weet, Paulus kom baie maklik na die swart kool gefokus het, daar wat dinge nie reg geloop het nie. Hoe swaar hy nou het oor die foute wat hy gemaak het. Foute wat mense nou teenoor hom maak. Maar tog sê hy hier dat hy kan nie ophou om vir God dankie te sê. Hy kan nie ophou om vir God dankie te sê nie. Hy sê as hy moet dankie sê, dan het hy nie genoeg tyd in die dag nie, het hy nie genoeg tyd in die week om vir God te kan dankie sê nie. Hy sê is sy lewe eintlik te kort om vir God dankie te sê vir al die seëninge wat God oor hom uitstort. Ja, Paulus kies om weg te kyk van die swart kool en die seëninge wat God vir hom gegee het. Onder andere die seëninge in mense wat op sy lewenspad gekom het. Om vir God daarvoor dankie te sê. Hy kies om die seëninge van God die fokus van sy lewe te maak. Hy kon so baie maklik anders te gekies het. Maar hy het geweet dat as mens fokus op die swart kool, dan steel dit eintlik jou vreugde. En draai jou hele lewe net om jouself. En gaan alles net oor ek en my. Maar hy kies om die seëninge van God raak te sien. En dan begin hy dankie sê. Dankie vir die seëninge. En kyk wat maak dit aan Paulus se lewe. Kyk wat maak dit aan sy gedagtes, aan die manier wat hy bid, aan die manier hoe hy leef. Hy sê, nou dat ek die seëning van God in my lewe begin raak sien, draai die fokus van sy lewe nie meer om homself en om die swart kolletjie nie, maar draai dit om die mense rondom hom. Begin hy bid vir ander mense. Begin hy bid vir hulle wat die Here op sy pad gebring het. Begin hy bid dat God hulle ook sal seën. Dit gaan nie meer net oor hom en oor homself nie. Hy begin vir ander bid. Dat hulle ook al hoe meer God se seëninge sal begin raak sien. Hy sê hy bid dat hulle tot die regte kennis van God sal kom. Met ander woorde, wie God is en wat God doen, hoe goed God vir ons is. En hoeveel seëninge God oor ons uitstort elke dag. Meer as die hare op mense se koppe, meer as die sandkorrels van die see. Hy kom bid dat hulle ook tot die besef sal kom hoe goed God is en dat hulle sy seëninge sal begin raak sien. Want dan sal hulle lewe ook verander, sal hulle fokus in hulle lewe ook verander. En sal dit nie meer gaan net oor die swart kool nie, maar oor al die seëninge van God. En weet hy sal hulle ook nie genoeg tyd in 'n dag hê om vir God dankie te sê nie.
Ja, sy lewe verander, sy manier van dink verander, sy manier van bid verander, omdat hy gefokus het op die guns en die goedheid van God. Omdat hy die seëninge van God begin raak sien het hy ontdek, maar niks is vir God onmoontlik nie. Niks is vir God onmoontlik nie. En het hy God se liefde begin raak sien. En dat hy besef het, maar niks kan hom skei van die liefde van die Here nie. Maak nie saak wat in daai swart kool staan nie. Dit sal hom nooit skei van die liefde van God nie. Hy sal nooit weer sonder God se liefde en guns wees nie. En het Paulus geweet dat as mense ook so begin lewe, God se liefde begin raak sien, sal hulle fokus ook verander. Sal hulle gedagtes ook begin verander, sal hulle gevoelens oor môre ook begin verander, want hulle sal die seëninge van God begin raak sien en ook vir God begin dankie sê. Hy bid 'n tweede ding vir hulle, hy sê, hy bid dat hulle sal ontdek watter wonderlike gawe God vir hulle gee van kunskap. Die roeping wat God op hulle lewe het om hulle te roep as sy kinders, sê God, maar ek sal julle seën. Dat daar 'n groot guns op hulle lewe is. Dat hulle sal besef, maar hulle is nou God se kinders, hulle is gered, hulle is verlos, hulle is versoen, God is hulle Vader en hulle is sy kinders. Maak nie saak wat gebeur nie. Dat hulle sal weet watter krag daar in God se roeping is. Dat hulle sy kinders is. Dat hulle sal weet hulle is veilig, maak nie saak wat gebeur nie. Dat hulle elke dag, elke minuut, elke sekonde sal kan lewe met vreugde. En dat niks hulle uit die hand van God uit sal ruk nie. Dat dieselfde kragtige werking wat vir Jesus uit die graf het laat opstaan het, dat daar die kragtige werking van God in hulle harte sal gebeur. Wat sal help dat hulle kan wegkyk van die swart kool en van dit wat nie werk en dit wat verkeerd gegaan het en dit wat hulle verkeerd laat gaan het deur hulle eie foute. Dat hulle sal begin fokus op die seëning en die goedheid en die guns van God. Dat as hulle dit regtig weer begin raak sien en daar begin fokus, sal hulle 'n lewe van danksegging, 'n lewe van dankie begin lewe. Waarmee wil God vir my en jou instuur in die jaar 2026? Die Here wil vir my en vir jou in die jaar 2026 instuur, dat ons sal weet, hy is die almagtige God. Hy is die alwyse God, hy weet van elke ding, hy weet van alles mislukkings, alles teleurstellings waarvan ons dalk deel was, of die oorsaak was. Hy weet van alles van 2025. Maar dit verander nie sy liefde en sy guns oor my en jou lewe nie. Sy liefde is groter as dit. Hy stuur ons in 2026 in met die sekerheid dat hy ons Vader is wat vir ons lief het. En dat ons verseker kan weet dat niks wat vir ons voorlê groter sal wees as God se liefde vir ons nie. Al is ons pad dalk besaai met dorings en distels, al is lê daar weer vir ons teleurstellings dalk voor in 2026, dat ons sal weet, God is vir ons lief. Dat sy liefde dit sal oorskadu en dat ons sy almag en sy goedheid sal raak sien en dat ons ook in die jaar 2026 hom beter sal leer ken vir wie hy is en vir wat hy doen. Dat ons nie sal toelaat dat dit wat nie verkeerd gaan nie, ons oorspoel of oorweldig nie. Maar dat ons sal lewe met die sekerheid, God is goed, altyd. En God se guns is altyd oor my. Kies daarom om te fokus op God se seëninge. Kies om sy seëning in jou lewe raak te sien en probeer dit tel. En sê vir God dankie daarvoor. En elke keer as jy die seëning raak sien, of dit nou seëning is deur mense of deur goederes, of sy voorsiening of sy versorging of sy bewaring of sy redding. As jy hierdie seëning raak sien, begin daar vir God dank. En begin hom as aanbid as jou versorger en voorsiener. En jy sal agterkom dat daar baie meer lig en hoop en lewe is. Baie meer rede is tot vreugde en blydskap.
en dat jy sal kan lewe met vreugde. Leef dan met dankbaarheid. Lewe met dankbaarheid en dink aan God se seëninge. Mag dit ons fokus bepaal in 2026, dat God vir ons seën, dat God vir ons goed is. Kry vir jou 'n yskasmagneet. Mens kry nogal sulke mooi rondes. Verskillende kleure, kry 'n swarte as jy kan. En plak dit teen jou yskas. En elke keer as jy die melk uit die yskas uithaal, of die botter, of dalk miskien 'n yskoue Pepsi of 'n koeldrank, onthou dan dat daar soveel meer hoop en redding en vreugde in jou lewe is as teleurstellings, dat daar soveel meer seëninge is as meer as wat jy kan tel. As jy so 'n magneetjie in die hande kry, plak hom daar teen jou veiligheidsdeur. Daai gangdeur wat jy toesluit in die aand voordat jy gaan slaap. En terwyl jy hom toesluit, sien weer daai swart ronde magneet raak en dank die Here dat die dag was vol van sy seëning. As jy môreoggend opstaan en jy sluit hierdie deur oop, sien weer daai ronde magneet raak en dank die Here dat daar soveel vreugde en seëning in hierdie dag voorlê, dat die Here jou sal help om dit raak te sien. Sit dit daar teen die kusyn, dat wanneer jy by die huis ingaan, by die huis uitgaan, jy vir die Here sal kan dankie sê vir sy seëninge. Koop daar by P&A vir jou van, mens kry sulke kaartjies met plakkers, sulke ronde plakkers. Party is dan sulke boksies wat jy so uittrek met 'n papiertjie, en dan kom daar 'n ronde enetjie uit. Ook verskillende kleure, maar koop vir jou 'n swart ene en plak daai swart plakker sommer teen die spieeltjie van jou kar. Nie die een wat jy kyk of kar aankom nie, maar daai waar jy elke keer kyk of die gemering reg is en op die liftstipie reg is. En sien dan raak en onthou, daar is soveel seëninge waarmee God jou seën, dat jy nie genoeg tyd sal hê in daardie dag om vir God dankie te sê daarvoor. Ja, mag die Here vir my, vir jou help, dat ons God se seëninge sal raak sien, en hom sal begin dank daarvoor, want verseker gaan God vir jou seën. Verseker gaan God vir jou goed wees. Verseker gaan hy tot jou redding verskyn. Verseker gaan hy jou gebede verhoor. En verseker gaan hy in jou sy vrede gee. En as jy dit begin raak sien, en hom begin dank daarvoor, dan gaan jou fokus skuif. Weg van daardie swart kool af. Weg van daai 7 of 8 of 10%. Dan sal jy die 92% raak sien, wat so vol is, dat jy nie vir God kan dankie sê daarvoor nie. Ja, kom fokus op die goedheid en die guns van die Here, en jy sal elke dag kan lewe met danksegging. Mag die Here vir my en jou daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek wil kom dankie sê. Dankie dat U goed is. Dankie dat U hart vol goedheid en guns is vir elkeen van ons. Dankie dat U ons kom verseker en beloof in die woord, niks sal julle ooit skei van my liefde nie. Niks wat julle doen of gedoen het, of nog gaan doen, sal my weerhou om vir julle te seën nie. Dankie dat U U seëninge laat reën en laat uitstort oor die ganse wêreld. Help vir my, help vir ons om dit raak te sien. Help vir ons om regtig dankbaar te lewe, om te kan wegkyk van onsself en vir ander te kan bid. Ja, Here, mag ons regtig in 2026 met vreugde, met danksegging gaan lewe. Dis ons gebed in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Mag die seën van die Here ons troos en bemoedig. Mag sy seëninge ons met vreugde vervul. Mag sy naby aan ons wees vir ons die vrymoedigheid gee om voluit te lewe. Dan mag ons regtig aan hom die eer en die lof bring as die een wat altyd by ons is. Die seën van die Here is met ons. Amen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat
eerste